Die afgelope tyd is ek en die liewe Here besig met 'n nuwe studie in die woord en ek is nou klaar met Romeine wat ek later van tyd 'n reeks op sal doen. Maar ek wil net aanvanklik om verskoning vra vir die beeldgehalte. Ek het nie 'n fantastiese studio nie. Ek sit maar hier in my ou woonstelletjie met my selfoonliggie en dit reën buitekant en is miserabele weer. Dis winter hier in die Kaap, so ek vra maar om verskoning vir die beeldgehalte. Ek het nie smart ligte en smart mikrofone nie. So ek praat nou maar op die rekenaar. Maar in elk geval, ek het 'n paar maande terug het ek 'n reeks gedoen op YouTube van objektiewe en subjektiewe Christendom. Maar ek wil nou 'n bietjie uitbrei op dit. En ek noem hierdie boodskapie, ek weet nie of dit 1 of 2 gaan wees nie. En ek titel hierdie boodskapie, my tema is emosies skei. Emosies skei. Hy gaan soort van inval by objektiewe en subjektiewe Christendom. En die vers wat ons op gaan fokus is in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4 uit die 53 vertaling. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Nou ek wil gou ons moet gou daar stop. Teen hierdie tyd moet julle my weet, as ek sê ek gaan 'n sekere klomp skrifte doen en ek lees een en dan stop ek nou maar eers en ek hanteer nou maar daai skrif. Maar luister wat sê Paulus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God. Luister, hy sê ek dank God altyd vir julle omdat die genade van God aan julle in Christus Jesus gegee is. Nou hier is die eerste ding waar ons Christene onderskei van God. Jy weet, as 'n Christen 'n bietjie terugval, as 'n Christen 'n bietjie struikel, en dan blameer hy of hom of haarself so vreeslik, en hulle dink hulle het die genade van God verloon, en hulle is uit die genade van God uit, en nou gaan hulle nooit weer by God versoen, en vir ewig word nie, en hulle genade is nou heeltemal gekrenk en gebreek en verwyder, en nou moet ek van voor af weer begin, en ek moet van voor af weer begin strewe, om by God in genade te wees. Dan praat jy met Christene, hoorie, hoe gaan dit met jou Pieter? Ai nee, deur die genade is ek uitgespan. Nou, my maggies man, besef jy wat is genade? Wat beteken genade? Genade beteken nie sommer 'n lukrake, gelukkige kans soos 'n lotto wat ek nou gekry het nie. Ek het nou heel toevallig 'n klomp lotto nommers gespeel en nou het ek heel toevallig 'n paar randjies gewen. Dit was maar net geluk. Maar nou sê hulle vir jou, ag nee, deur die genade is ek uitgespaar. Wat doen hulle? Hulle praat hier in 'n lotto-sindroom. 'n Christelike lotto-sindroom. Ja, wel, kyk hierso. Ek sê nou maar kyk of ek nou maar die genade van God verdien, maar die genade was by my nou maar tot hiertoe genade gewees, en ek het nou maar deurgedruk. Wat is genade in die eerste plek? Genade in die eerste plek is onverdientelike aanvaarding by God. Onverdienstelike aanvaarding. Dis nie die Here het nou jou jammer gekry, nou het jou deur die dag gedra, want hy's bang iets gaan vir jou ou seer maak nie. Jy weet, as ek vergelyk dit altyd. As ek vir my kind sê, luister hierso, as jy daar in daai bosveld te gaan loop, daar is dorings, jy gaan met jou kaalvoete daar loop en jy gaan trap in daai dorings. En dan moet jy nie by my kom huil nie. En wat doen 'n kind? Hy glo nie sy ouer nie, hy gaan loop in die veld, dan skree hy of sy as hulle in dorings trap, dan moet pa of ma kom en hulle kom uithaal. Sê hulle, "O pa, wees my maar net genadig." Maar die genade was, ek het klaar vir jou gesê daar is dorings, maar jy het uit dit uitgegaan het in daai doringstrap. Nou moet jy maar self sien en kom klaar uit daai dorings uit, en jy moet maar self huis toe kom. Dan word daar gesê, ja, maar as die Here nou vol liefde was, dan sou dit nou nie gebeur het nie. Nee.
Vader sê, genade is klaar aan jou gegee. Genade aan jou gegee is Christus Jesus. Genade is nie geskei van Christus nie. Genade is nie apart van Christus nie en genade ervaring is nie emosionele aanvaarding nie. Hoor jy wat ek sê? Genade begrip is nie 'n emosionele begrip nie. O, deur die genade is ek deurgedra, halleluja. Nee, daar is niks emosie daaraan verbande nie. Daar is geen emosie daaraan geskakel nie. Inteendeel, genade is geheel en al geskei van emosie. Wat sê Vader? Vader sê hierso, deur Paulus, ek dank my God altyd oor julle vir die genade, luister, genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, nie gegee gaan word nie. Dis die eerste kern daai van genade. Genade is nie God wat jou haartjies deurmekaar vryf, jou snotneusie afvee en jou boutjies skoonmaak en jou 'n doekie aantrek en vir jou sê nee, maar pragtig nie. Ag nee, jy's nou goed gedoen, jy het nou gedoen wat ek vir jou gesê. Dis nie wat genade is nie. Die Here sê genade beteken jy is klaar aanvaarbaar gemaak in God. En in Christus Jesus het jou genade tot volle verwesenliking gekom. Daar is niks wat jy moet voel nie, niks wat jy half versigtend moet sê, o, deur die genade is ek uitgespaar nie. Die Here sê nee, genade is 'n daadwerklike feit en 'n realiteit van die hemele wat ek aan jou gegee het reeds in Christus Jesus. Jy sien, ons beskou genade so, dat die Here het my nou so jammer gekry, en uit dat hy my jammer gekry het, is ek nou uitgespaar. Nee. Genade beteken, jy is uit Satan en uit Adam uitgehaal, en jy is in Christus ingeplaas, en jy het nou aanvaarbaar geword vir God, met 'n verantwoordelikheid teenoor God. Genade beteken verantwoordelikheid. Nie emosionaliteit nie, maar verantwoordelikheid. Wat is die emosionele afbreek van dit is? Die Here het my nou jammer gekry, en die Here moet my nou jammer kry, en daar moet ek nou genade kry. Genade is nie om jou jammer te kry nie. Dis medelee. Maar die Here se genade is nie daar om vir jou te sê, ag jene, sies tog en ag shame nie. Die genade van die Here is 'n persoon wat hy in jou ingeplaas het, en vir wie hy, jy, in iemand anderster geplaas het. Genade beteken, God het jou in Christus Jesus geplaas althans, met 'n verantwoordelikheid om te kom tot die kennis van Christus volgens die briewe van Paulus. Genade beteken, God het klaar alles vir jou gegee wat nodig is. En daai genade is iemand wat jy nodig gehad het in jou, en dit is Jesus Christus. Kom ek noem ietsie. Ek was nou onlangs vir 'n dokterstoets gewees. En 'n paar jaar gelede het 'n dokter vir my gesê, okay, ek het kanker gehad. En toe verander hy sy storie, en ek het die hele tyd na maar geloop en ge-worry daaroor. En toe ek na die dokter toe gaan, toe sê hy vir my, daai telling is op. Meer as verdubbel is daai telling op. Nou kan ek gaan sê, maar deur die genade van die Here sal ek maar moet deurgaan. Of deur die genade van die Here, sal ek dit nou seker maar moet aanvaar. Nee. Die genade van die Here in daai situasies, as dit 'n kankertelling is wat op is, nou ja toe, dan laat jy toe dat die Christus in jou deurdra. Jy laat toe dat die Christus in jou vir jou verswelg, en dat die Christus wat in jou is, vir jou staande hou in genade. Wat sê Paulus? Paulus sê, staan dan vas in die genade waarmee julle begenadig is. Hy sê nie gaan sit of gaan lê nie. Hy sê staan dan vas in die genade
waarmee julle begenadig is, en staan dan vas in die genade waarin julle geplaas is. Hy sê, ek staan in daai situasie, want die Christus in my is die ene wat tot alles in staat is. Want die Christus in my is groter as dit of enigiets wat in die wêreld is, en dit is genade. Genade beteken, ag jene shame, ek gaan jou nou maar troos en jou neusie afvee, en maar net laat jy maar gaan, mense vir jou bid die handjies op, laat die kanker nou maar kan weggaan. Nee, genade sê, ongeag wat teen my kom, ek staan in Christus gesentreer, gefokus en geanker, en my gedagtes is op Christus gerig. My hele wese draal om Christus en daal en verstyg in Christus. Hy is die ene wat in my is. Hy is die ene wat my staande hou. Hy is die ene wat my krag is. Hy is die ene wat my oorwinning is. Nou let wel, as ek praat van krag, nie die krag van genesing nie, want dan onmiddellik skei jy jouself nou weer in hierdie emosionele genade beskouing. Jy sê, ai jene, die Here gaan nou vir my in genade genees. Wat doen jy? Jy emosionaliteit omtrent jou situasie bring vir jou sentraal in die kern en nie vir Christus nie. Jy sien, genade doen die teenoorgestelde. Genade plaas nie jou eie ek in die voorgrond nie. Hy plaas nie jou eie ek as sentraal vir God se genade nie. Genade beteken ek plaas Christus sentraal in alles. Al beteken dat die kanker my gaan doodmaak, Christus staan sentraal in my lewe, en met hierdie Christus sal ek deur hierdie kanker gaan, en ek sal deur die doderyk gaan, en ek sal ander kant uitkom in die hemel, want ek is in Christus. Wat sê die genade vir jou? Die genade sê, jy is staande in Christus, en jy gaan staande bly, totdat jy hemel toe gaan. Genade sê, ek het klaar vir Christus in jou ingeplaas. Ek het klaar Christus in jou ingebaar, en ek het jou klaar in Christus ingebaar, dis genade. Jy het 'n ander lewe wat in jou leef. Jy het iemand anderster wat in jou lewe. Daai iemand anderster is Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Genade beteken, ek het klaar vir Christus in jou ingeplaas, en jy het niks meer nodig nie. Wat sê Paulus? Ek het die Here 3 keer gesoek wat op die doring in my vlees uithaal, en wat het hy gesê vir my? Vir 3 keer, my genade is vir jou genoeg. Want as ek op my swakste is, sê Paulus, dan is ek op my sterkste. Nou jy sien, dit is wat genade is. As ek op my swakste is ek op my sterkste. Want dan weet ek, dit is Christus wat staande is in my. En hierdie Christus in my gaan vir my deurdra in elke situasie en elke omstandigheid. Ek gaan nie nou in sak en as en vasting en gebed gaan soebat snot en trane met tissues voor die Here gaan huil en vra dat die Here tog in vergenade vir my gaan aanraak en in genade vir my gaan genees. Nee. Genade sê, die Christus in my is sterker as die kanker waarin ek staan, is sterker as my finansiële omstandigheid waarin ek staan, want dit is nie ek wat leef nie. Dit is Christus wat as ek lewe. Dis Christus, sê die Grieks, wat sy lewe in my lewe. Luister wat sê Paulus. Ek wil dit weer vir jou lees, amper verhoorlik my leesbrilletjie. Luister wat sê hy. Ek dank my God altyd oor julle, vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dis genade. Aanvaarding by God in, as en deur Christus Jesus. Dis genade. Genade is nie 'n emosionele en 'n simpatieke situasie nie. Genade is realiteit. En realiteit is Christus. Tot ons weer praat. Totsiens.